Vandag vier ons Hemelvaart, die dag wat Jesus opgevaar het hemel toe. En ek dink as ons daar moes wees in daardie oomblik, toe Jesus opgevaar het, sou ons ook dalk die vraag gevra het, nou wat nou? Wat nou dat Jesus weg is? En ek wil jou neem na die gedeelte daar in Handelinge 1 en lees van vers 9 af saam met jou. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien weggaan het. Hierdie laaste vers sê, net so, soos julle hom sien weggaan het, sal hy terugkom. Hemelvaart kan vir mens baie maklik voel soos 'n afskeidstoneel. Hierdie disippels, dink ek, was in hierdie oomblik, was hulle verstom, hulle nie geweet wat moet hulle maak van hierdie situasie nie. Miskien het hulle vergeet dat Jesus weer sou terugkom. Maar hemelvaart is nie die einde van die storie nie. Hemelvaart is eintlik net deel van die begin van 'n nuwe era wat aanbreek in die geskiedenis en in ons geskiedenis met God. So wat beteken hemelvaart vir ons vandag? Ek dink eerstens sien ek uit hierdie gedeelte uit dat Jesus regeer. Hemelvaart beteken dat hy regeer oor alles wat in hierdie lewe gebeur. Hy het nie weggegaan nie. Hy is verhoog. Efesiërs 1 sê vir ons dat hy sit aan die regterhand van die Vader. En as hy heers oor alles wat daar is, dan beteken ook dat hy heers oor hierdie Romeine wat hom gekruisig het. Hy heers oor chaos wat in hierdie wêreld of dalk selfs in jou lewe is op hierdie stadium. Hy heers oor omstandighede wat daar is. Omstandighede wat ek en jy dalk vandag beleef. Hy regeer daaroor. So dis wie Jesus is. Ons leef nie met onsekerheid nie. Die wêreld en ons lewens is nie buite beheer nie. God is in beheer. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Hy is nie onsigbaar nie. Hy is daar. Hy is met ons. Die ander gedagte wat ek het met hemelvaart is dat dit beteken ook vir my dat Jesus is besig om vir elkeen van ons in te tree. Romeine 8:34 leer vir ons dat hy aan die regterhand van die Vader en hy is besig om vir ons in te tree. Hy is nie ver en onbetrokke nie. Hy is aktief besig om in ons lewens te werk. En dit beteken dat wanneer jy nie die woorde het en weet wat om te bid of hoe om nog te bid nie, dat hy besig is om in daai oomblik ook vir jou in te tree. Dit beteken dat as jy moeg raak, dat hy is daar besig om vir jou in te tree. Beteken dat as jy miskien val of 'n fout maak, dan is Jesus self besig om vir jou ook in te tree. So weet een ding vandag met hemelvaart, daar's iemand wat permanent 24 uur van elke dag besig is om vir jou in te tree. En sy naam is Jesus. Hemelvaart beteken ook dat ek en jy, dink ek, is op 'n sending. Net voor Jesus opgevaar het hemel toe, in die vorige vers 8, sê hy, julle sal my getuies wees. Wat is 'n getuie? 'n Getuie in die hof is iemand wat iets gesien en beleef het. En dis wat ons lewens moet doen. Ons lewens moet vertel wat in ons lewens gebeur het en wat ons gesien en geervaar het in ons verhouding met God. Dit beteken dat ons nie net sal opkyk soos hierdie disippels in daai oomblik en sal staar nie, maar dat ons sal voor ons kyk en om ons kyk
Wie is daar om ons? En ek wil vir jou sê, in jou wêreld is daar eerstens mense dalk in jou huis. Dat ons Jesus sal leef vir die mense wat in ons huis is. Sy voorbeeld sal volg om te dien, om onsself neer te lê. En dit is baie keer moeilik as jy jouself moet neerlê vir die mense wat so naby aan jou is. Ek dink ook, dit beteken dat ons sal om ons verder kyk na mense wat in ons skool, in ons universiteit, in ons werk is, of in ons vriendegroep is, en dat ons daar Jesus sal leef. Daar sy getuie sal wees. Ons is nou deel van God se plan hier op aarde. En ons is op 'n missie, ons is op 'n sending. En dan laastens dink ek dat hemelvaart beteken ook dat Jesus kom weer terug. Die engele sê hierdie woorde, hy sal weer kom. Net soos hy gegaan het, sal hy weer kom. So hemelvaart is ook vir ons vandag 'n vorentoe kyk dat daar amper binne in ons hierdie hinkering, hierdie verlange sal wees na daardie dag wat hy weer sal kom. Dat ons hom sal ontmoet as hy nie sal terugkom voordat ons sterf nie. So ek en jy leef in hierdie era wat ons ongelooflike hoop binne in ons binneste moet hê. Want ons weet, hy kom weer. Dit is nie die einde van die storie nie. Die chaos wat daar is, die onsekerhede wat daar is in hierdie wêreld, gaan nie so bly nie. Nee, ons het hoop binne in ons. Ons het 'n verwagting binne in ons. So moenie net opkyk en staar na die wolke, soos die disippels in hierdie verhaal nie. Maar kyk ook vorentoe, dat daar's hoop binne in jou. Daar's 'n doel hoekom jy hier is. En hy wil jou gebruik in hierdie wêreld. So leef anders vandag, omdat hy regeer, omdat hy vir jou intree, omdat hy aan die regterhand van die Vader sit, en omdat ons hoop het in ons binneste. Hemelvaart sê, hy is nie weg nie. Hy is op die troon, en hy regeer, nie net eendag nie, maar nou, vandag al, in ons lewens, en ook in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons met elke liewe oomblik in hierdie dag die wete het dat Jesus gaan weer terugkom. Hy het nie net opgevaar hemel toe nie, hy is betrokke in ons lewens. Hy is betrokke oor elke onsekerheid, oor elke chaos wat daar is in hierdie wêreld. En dankie dat ons hoop het en dat ons gebruik kan word in sy koninkryk as sy getuies. Amen.